Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan met jou goed. Ek wonder wanneer laas het jy goeie nuus gehoor? So nou en dan kom Ilse by die huis en dan sê sy, "Wil jy nie bietjie goeie nuus hoor nie?" Ja, die wêreld, die TV, die radio, jou werkgewer, jou werknemers, jou besigheid, jou kerk selfs, jou familie is so vol slegte nuus. Slegte nuus wat aan jou oorgedra moet word. Slegte nuus wat jy moet hoor. So nou en dan wil ons ore spits vir goeie nuus. Nuus wat ons laat beter voel en wat ons lewens kan verander. Nou ek het vanmôre gekom met goeie nuus. Want die woordjie evangelie beteken letterlik die goeie nuus. Lukas 5:32 sê, ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Die goeie nuus is nie net vir 'n paar uitgesoekte mense nie. Ja, die fariseërs het gedink dis net vir hulle bedoel. Maar die goeie nuus is nie net vir mense wat alles reg doen en wat altyd streef om perfek te wees nie. Jesus het gekom vir die gebrokenes, die wat verlore is en die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die woordjie evangelie beteken nie net verniet goeie nuus nie. Want dit is goeie nuus vir my om te weet dat die Here Jesus ook vir my gesterf het. Dit beteken dat niemand is te ver weg van God nie. Niemand se sondes is te groot nie en jou verlede is nie te donker sodat God dit nie kan uitvee nie. Dat God nie in jou belangstel nie en dat hy jou nie naby aan hom wil hê nie. In die Bybel sien ons hoe Jesus juis na mense toe gegaan het wat deur ander verniel is en wat deur ander vermy is en deur ander geïgnoreer is. Dink bietjie aan Saggeus. Hy was 'n tollenaar en Jesus sê kom af, ek wil in jou huis tuis gaan. En daar's baie voorbeelde. Baie voorbeelde van tye wat Jesus gaan stil staan het by mense wat eintlik gedink het dat hulle nie goed genoeg was om in Jesus se teenwoordigheid te kom nie. Onthou jy die vrou by die put? Onthou jy die vrou wat op heterdaad betrap was toe Jesus met sy vinger in die grond geskryf is? Die tollenaars, die sondaars, die siekes, die uitgeworpenes, die malaatses waar niemand wou geraak het nie. Maar Jesus het hulle nie verwerp nie. Jesus het uitgereik waar mense veroordeel is, het Jesus genade gebring. Dis hoekom die evangelie die goeie nuus is. Want die skuldige kan vergifnis kry. Die verlore kan weer gevind word en die gebrokene kan herstel kry. Ja, miskien voel jy vanmôre soos daardie swart skapie, maar ek het goeie nuus vir jou dat Jesus los 99 en dan gaan haal hy die een wat verlore is. Die boodskap van Jesus bly dieselfde. Kom soos jy is. Jesus wil hê dat jy na hom toe moet nader. En wanneer hy by jou is en jy gekom het en voor hom gekniel het en ook daardie albasterflesie oopgebreek het en sy voete gesalf het, dan verander hy jou lewe en nooit ooit weer sal jy dieselfde wees nie. Miskien voel jy vandag onwaardig of vuil of te sondig om naby God te kom. Maar onthou Jesus het juis vir ons gekom. Dit is waarom die evangelie die goeie nuus genoem word. Eintlik wil ek sê wonderlike nuus vir elkeen wat bereid is om na hom te kom. Here, dankie vir die evangelie. Dankie vir Jesus. Dankie vir die prys. Dankie vir oorwinning. Dankie dat ek aan U kan behoort. Amen.